Elke piep, toon en nuwe klank wat jy hoor, beweeg van die oor na registrasie in jou brein. Maar wat gebeur eintlik in jou brein wanneer jy na 'n deurlopende stroom klanke luister? 'n Nuwe studie van die Universiteit van Aarhus en die Universiteit van Oxford wys dat die brein nie bloot klank registreer nie. Dit hervorm dit inpas in die tyd wat dit gebeur en organiseer en orkestreer 'n komplekse wisselwerking van breingolwe in verskeie netwerke. Die navorsing stel 'n nuwe neurobeeldmetode bekend, genaamd Frequentis. Deur gevorderde algoritmes te gebruik, ontwrig hierdie metode oorvloeiende breinnetwerke gebaseer op hul dominante frekwensie. En sodra 'n netwerker sy unieke frekwensie geïdentifiseer is, kan die metode nou dan naspoor hoe dit in die ruimte oor die brein beweeg. Ons is gewoond daaraan om te dink aan breingolwe as vaste stasies, soos alfa, beta, gamma en aan breinanatomie as 'n stel afsonderlike streke, verduidelik Dr. Rosso. Maar wat ons nou met Frequentis sien, is baie ryker. Dit is lank reeds bekend dat breinaktiwiteit georganiseer word deur aktiwiteit in verskillende frekwensies, beide intern en op die omgewing ingestel. Vanuit hierdie fundamentele beginsel het ons nou 'n metode ontwerp wat vind hoe elke frekwensie oor die brein uitgedruk word.